So ek het gesê ons praat oor geseënde lewe, maar dit beteken om geseënd te wees. So jy kan vir my so lank blaai na Matteus 5 toe. Ek meen dit is hier baie bekende gedeelte daaroor. Jy kan so lank daai blaai, maar ons gaan eers 'n bietjie gesels. Ek wil vir jou vra, is 'n geseënde lewe sinoniem met 'n suksesvolle lewe? Is 'n geseënde lewe sinoniem met 'n suksesvolle lewe? Praat gou met tafel daarom. Wat dink julle van daai vraag? Wat dink julle is dit? Wat is 'n geseënde lewe sinoniem met 'n suksesvolle lewe? Wat dink julle? Praat gou saam met mekaar. Kom ek hoor, is 'n geseënde lewe sinoniem met 'n suksesvolle lewe? Sien nie skoppe wat skud, nee. So iemand wat wil ja sê. Kom ek vra so, is 'n geseënde lewe in terme van 'n suksesvolle lewe, 'n Christelike lewe? Ekskuus. Is 'n geseënde lewe wat dalk moontlik sinoniem is wat ons eintlik gesê het nie is nie, gelykstaande ook aan 'n Christelike lewe. Met ander woorde is 'n Christelike lewe gekoppel aan 'n suksesvolle lewe. Of wat is die definisie van geseënd? Dis wat ek wil by uitkom. Wat is 'n geseënde lewe met ander woorde? Is 'n geseënde lewe met ander woorde, wat ek nou begin het om te sê, as ons as 'n familie gelukkig is, goed is vir mekaar, is dit geseënd? Is dit ook nie iets van 'n suksesvolle familie nie? Want jy kry sukses reg in jou familie. Is 'n geseënde lewe waar jy gelukkig in jou werk is, jy doen goed in jou werk, alles gaan goed, jy kry jou salaris, daar's niks hiccups nie. Dit is ook geseënd, maar is ook suksesvol. Is 'n geseënde lewe, kom ons vat van die kinders wat dalk hier is, daar weet ek, daai mense daar agter, om in die eerste span te speel. Dis suksesvol, hy het goed gedoen, hy is mos nou daar. 'n Geseënde lewe dat jy dalk nie hoef te veel te worry oor geld nie, want jy werk hard daarvoor. Dis 'n suksesvolle lewe. Is dit nie om geseënd te wees nie? So wat is 'n geseënde lewe anderste as 'n suksesvolle lewe, as ons nou gesê het, nee, dit is nie. Wat is daai verskil? Ons wil sê, dit iets binne in ons wil sê, geseënd kan nie is gelyk aan suksesvol wees nie, want dis nie hoe ons as Christene dink nie. Maar aanpak ons dit bietjie, waar is daai verskil? Ek het gaan sit en dink dat as ons staat maak op 'n suksesvolle lewe waar alles goed is, dan is die gevaar uit 'n Christelike lewenstyl uit, is die gevaar om selfvoldaan te wees, moontlik bietjie jou ego te streel. Is 'n suksesvolle lewe van jy kan op jouself staat maak, want jy het gesorg dat jy daar uitkom. Ek dink 'n suksesvolle lewe het te doen met as alles oor jou gaan, wat jy reg gekry het. Maar ons weet mos dis nie hoe 'n Christelike lewe lyk. 'n Christelike lewe, iemand wat vir Jesus volg, lyk anderste en koppel dit eerder aan dit wat God gebring het. Nie uit jouself uit reg gekry het nie. So al daai goed wat genoem is, hoe suksesvol dit ook al is nie noodwendig gelyk aan 'n geseënde lewe nie. Maar dit is dalk 'n uitvloeisel uit 'n dankbaarheid van dat jy geseën word deur God. So dit gaan baie meer begin sin maak soos wat ons hierdie reeks aangaan. So ek wil hê dat ons gaan wegspring nou met dit wat Jesus verklaar as 'n geseënde lewe. En daar's so 'n
9 goed, party ouens sê 8 goed. Maar ons vind dit in die bergprediking. Julle onthou daai deel uit Matteus 5 uit, nê? Nee. Waar Jesus op die berg gaan sit het met 'n klomp mense by hom en hy begin 'n preek. En hy begin met hierdie goed te preek wat staan bekend as die saligsprekinge. Goeie griet. Wie weet wat dit beteken salig? Nee, ek ookie. Maar die 53-33 vertaling vertaal dit met salig. Ons 83 vertaling wat ons nou gaan lees uit, vertaal dit mooi met geseënd. So kom ons lees uit daai, dis 3 verse. Matteus 5 vers 3. Sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. So net met daai 3 werk vanoggend. So ons lees in die 83 vertaling van hierdie woord geseënd, en dan is daar die 2020 vertaling wat oorgegaan het na gelukkig is hulle. En ek gaan nou kyk bietjie na van die Engelse vertalings. Maar dis asof ons, selfs die vertalers, nie lekkere grip kry op hierdie geseënd wees nie. Oor op die Griekse betekenis daarvan, van wat sluit dit nou eintlik in nie. So daar is al die vertalings elke keer anders vertaal. Maar kom ons unpack dit bietjie. Ons begin by die eerste ene. Geseënd is die wat arm van gees is. Die ons vertaling gesê hoe afhanklik hulle van God is. Die ou vertaling sê hoe arm van gees is. Wat beteken dit om arm van gees te wees? Het julle daaroor gedink? Kom ek help julle gou so 'n bietjie, né? As ons hierdie goed van Jesus wil verstaan, dan moet ons Ou Testament toe gaan. Daar's geen manier ons verstaan wat hy sê as ons nie gaan kyk van wat sy bronne af is nie. Jesus het nie net gepreek om sommer te preek nie. Jesus het die Ou Testament geken. Hy het die profete en al daai goed geken. So as Jesus praat met die mense, trek hy daai goeders in. So die eerste een wat hy doen is as hy praat oor die armes van gees, dan gaan hy na Psalm toe, Psalm 34 vers 18. In die Afrikaans sê dit nie vir my so mooi nie, so ek het die Engelse weergawe gevat. Die Engels sê, the Lord is near to the brokenhearted and saved the crushed in spirit. Jesus het daai gedeelte opgebring om juis met die ouens te praat wat moedeloos is. Dis die Afrikaanse vertaling. Maar ek dink nie partymal moedeloosheid verwoord regtig wat dit beteken om totaal en al binne in jou gees afgebreek te wees nie. Wanneer jy op 'n plek in jou lewe is waar jy voel jy is stikkend, dat daar niks meer van jou oor is nie. Dis wat dit beteken om arm van gees te wees. Dis wat dit beteken om regtig moedeloos te wees, as jy nie weet waar 'n uitkoms is nie. Dat daar niks meer vir jou oor is nie. Dis wat daai wat Jesus sê, vir julle is ek hier. En dan vind daar hierdie een gesprek plaas tussen Jesus, skrifgeleerde en 'n tollenaar, waar hy praat met hulle oor wie gered kan word, en die skrifgeleerde gaan af oor hoe hy die wet navolg, en hoe regverdig sy gebed is, en hoe hy gered kan word. Dink dit lei dalk 'n klokkie by hulle. Maar dan is hy die tollenaar, wat nie eens weet om te bid nie, wat in daai moment net sê, ek is 'n sondige ou. Ek is 'n sondaar, en dis waar ek is. Dis hoeveel ek kan sê. En dan maak Jesus baie duidelik, is daai ou, wat in sy gebrokenheid, in sy seer, waar hy besef, hier's niks meer oor vir hom nie, en homself net oorgee. Dis wat Jesus sê, geseënd is die, gelukkig is die, salig is die, wat 'n arm van gees is, want waarop dit op neerkom is vir daai ouens,
Jy wat dalk ook volgens hier sit, gebroken, stikkend, moedeloos. Is nou jou toe wat God kom en sê, maar ek is hier vir jou. Is vir jou wat ek ontvang. Is in daai oomblik wat jy erken dat sonder God kan jy nie, die nuwe vertalingssinne, hoe afhanklik jy van God is. Is in daai moment wat jy weet, jy kan nie op jouself staat maak nie. So 'n suksesvolle lewe het niks daarmee uit te waai nie. Want alhoewel meer dit uit te waai het, is jy wat bely hoe afhanklik jy van die Here is ten alle tye. En dan gaan hy verder, die tweede ene volg eintlik op hierdie ene, want hy sê, geseënd is die wat treur. Ek meen as jy daar op moedverlore vlakte sit, dan treur jy mos. Jy rou. En ek dink ons almal het iets waaroor ons rou. Die wêreld dink ek rou oor die hoeveelheid oorlog, geweld wat daar aan die gang is. Ons land rou oor die politieke, ekonomiese toestand van ons land. Ek en jy rou oor 'n familielid wat ons moes groet. Want ons in die dood afgestaan het. Ek en jy rou oor dat dinge lyk asof dit net nie wil reg uitwerk nie. Ek en jy rou omdat ons ver van die Here af voel. So ek wil jou nou 'n bietjie challenge. Ons is familie. En jy hoef nie te deel nie, maar miskien as jy die behoefte het, deel gou met die onder om jou tafel. Wat is die goed waaroor jy treur op die oomblik? Wat is die goed in jou lewe waar jy rou het? En jy hoef nie lank oor te gaan nie. Ek wil hê niemand moet iets daarmee maak nie. Jy gaan nie enigiets vir die ander persoon sê nie. Al wat jy doen is die persoon sê net, ek treur oor dit. En dis wat jy op die tafel sit. Alright, praat gou met mekaar. Sit gou jou goed op. Kom ek doen myne gou. Ek treur oor my rol as man en pa in die huis, want ek besef dat ek skiet tekort. Want ek is nie dominee, ek kry ook nie alles altyd reg nie. Maar dis waar ek treur vanoggend. Ek het rou oor dat ek nie so goed is as wat ek dalk veronderstel is om te wees nie. Maar hierdie reeks uit hoop ek om iets ontdek dat die Here my ook help. Want ek is nie altyd daar nie. So dis my rou, my treur, julle weet dit. Ek sukkel om partymal 'n goeie pa en 'n goeie man te wees. Deel gou met mekaar om julle tafels. Ons gaan aan, julle is baie welkom na die tyd koffie te drink en as jy by iemand regtig belangstel en omgee. Ek sê altyd, moenie nie moment try fix nie. Sê vir die persoon, kom ons gaan drink 'n koffie en ons kuier en ons praat daaroor en ons help mekaar op daai vlak. Quick fixes werk nie, maar diepte gesprekke werk nogals goed. So dis om ek uitnooi, moenie nou try die oplossing vind nie. Sê vir daai persoon, kom ons gaan drink koffie. Maar julle weer eens sê ek, Jesus haal hierdie goed nie die lig uit nie. Jesaja, die profeet, wat ons lees dan in Jesaja 61, het geprofeteer oor dit wat Jesus gaan kom doen, wat die Messias gaan kom doen, die redder gaan kom doen. En hoor wat sê hy hierso. Hy sê in Jesaja 61, geef nie saam te bly nie, ek lees dit sommer vir jou. Om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die vergangenes vry te laat, vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. En dan staan daar in vers 2, maar almal wat treur te vertroos. Julle hoor dat Jesus is baie ernstig oor hierdie goeters wanneer hy praat oor dat hy gekom het om op ons menslike vlak ons te kom help. Die Here daai tyd het hierdie wonderbaarlike Messias gesoek, hierdie groot redder wat met 'n swaard kom. En eintlik al wat Jesus gekom het hy gesê, ek ontmoet julle waar julle is. Daar op die pynhoop, op die as op waar jy sit. Daar kom ek na jou hart toe en dis wat ek gaan verlos. Ek gaan nie binne in jou hart kom verlos van hierdie klomp goed waarmee jy worstel. Soos Jesus kom en sê,
dat hy daar is vir die wat treur. Is vir hulle, is dit vir my en jou, wat daagliks, dink ek, worstel met 'n klomp goeters. Ja, daar's gelukkige goed, maar hy's veral en besonder teenwoordig in dit waarmee ons struggle. Jy onthou my baie bekende ding wat ek sê. Jesus het mos nie gekom om die goed af te breek nie. Hy het gekom om goed te herstel. God is in die herstelbedryf, nie in die afbreek nie. So hy wag vir jou daar om te erken jy's afhanklik. Tweedens om te erken hy's daar om jou gesond te maak. Jy moet oorgee aan hom. En dan kom ons by die laaste ene. Geseënd is die sagmoediges. Ek dink ons Bybel het dit, ons vertaling het dit bietjie anders te gedoen. Ons vertaling het wat gesê. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges. Nou weer eens, julle sagmoedig. Weet julle wat dit is? Ek het ook nie 'n klou nie. So kom ons sit dit anders te woorde in. Kom ons figure uit wat is sagmoedig. In die eerste plek is hierdie ding 'n baie teenstrydige stelling wat hierso sê dat die sagmoediges sal die hemel beerwe, sal die hemel kry, die koninkryk kry. Want die Engels help my. Die Engelse woord vir sagmoedig is meek. Ken jy daai woord meek? Meek het hierdie ding van jy's stil op jou plek, jy's teruggetrokke, jy is geduldig, jy doen nie te veel nie, jy sit nie jouself op buite nie, jy's op 'n manier swak. En hy daai woordjie van die Engels uit, van meek, kan 'n mens net nie dink dat so 'n persoon enigiets in die lewe sal kry nie. Ons sien menslik, kyk ons na mense wat hierdie foei tog die arme persoon. Hulle gaan ook nêrens kom in die lewe nie met daai houding nie. Dis die prentjie wat meek op die tafel sit. Ons woord is sagmoedig. En dan sê Jesus hierso, maar dis juis hulle wat iets sal kry. Nie in ons tye nie in ons wêreld nie. Daai is die ouens wat agterbly. En Jesus kom sê, maar dis juis daai ouens wat iets gaan kry. Want daar is hierdie ander prentjie rondom meek, ander idee rondom sagmoedig, wat ons moet verstaan. En ek het iewers te gelees, het iemand het vir my baie mooi oopgebreek wat sagmoedig is. Hy het die woorde gebruik. 'n Sagmoedige mens is 'n mens wat sag van gees is. Hoe mooi is dit? Sag van gees, en wat dit beteken. Dit is nie te sê, dit is nie 'n persoon met 'n sterk persoonlikheid, met 'n drang om goeders te bereik in die lewe nie. Dit beteken nie dit is 'n persoon wat net op hulle hoopie wil sê, los my uit nie. Dit is 'n go-getter. Maar 'n sag van geesmens is wat iemand wat mooi werk met dit wat om hulle is. Iemand wat baie bewus is van hulle self, maar ook bewus is van ander mense en dit waar hulle gaan. Dis 'n sagmoedige mens. En ek dink die een voorbeeld wat ons het was Jesus homself, wat ek dink die mees sagmoedigste mens was. Jesus was baie selfversekerd oor dit wat hy gekom het om te kom doen. Hy het met baie selfversekerheid gepraat en alles aangepak in die lewe. Maar hoe het hy dit gedoen? Hy het baie sag met die mense gewerk. Baie mooi. En in 2 Korintiërs staan dit nogals daar, dat hy is die groot sagmoedige mens. So ek wil gou vir jou sê waarvoor staan sag. Dan kan jy dit maklik onthou. Iemand het dit eendag so uiteengepak. Hy sê, sag staan vir 'n sterk selfbeeld, aangenaam en geesbeheers. Sag. Selfbeeld, 'n goeie selfbeeld. Aangenaam en ek self vergeet. Geesbeheers. Dis 3 goed. Ek het dink as jy sagmoedig is, dan het jy 'n goeie selfbeeld.
Jy breek jouself nie af nie. Jy claim wie en wat jy is in God. Jy's 'n kind van hom, jy's tot alles in staat. Maar jy's 'n aangename mens. Mense wil graag met jou kuier. Hulle wil graag om jou wees. Jy's nie die ou knorpot wat mense sê, ek sien nie kans vir hom nie. En jy's geesbeheers, jy word gelei deur die Heilige Gees. Dis 'n sagmoedige mens. So wanneer ons praat oor 'n geseënde lewe, 'n suksesvolle lewe, dan is hierdie nie 'n slegte plek om te begin nie. Is om arm van gees te wees. Met ander woorde, om afhanklik van God te wees. Om wat jy tweede in die meek, albei begin met die Afrikaans. Om te treur, dis die ene, treur. Jy wat treur. Wat God jou daar ontmoet. Derde een is sagmoedig, nê. Dis ook 'n plek om goed te begin, want ek dink daarin gaan jy geseënd wees. Ek dink daarin word jy al reeds geseën. Ek dink daarin besit jy al klaar hierdie wêreld en die hemel. Want jy kan uit hierdie wêreld uit opstyg. Met klare voet in die hemel. Dis die manier wat Christus geleef het, dis hierdie manier wat ons leef. So ek het 'n lied gebring oor seëninge. Die lied se naam is Blessings. En ek wil jy nou luister en ek sit en dink of ek dit nie elke week vir ons speel terwyl ons hier besig is nie. Want daai lied vat net vir my so vas oor 'n geseënde lewe. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray
in life. The rain, the storms, the hardest nights. All your mercies in disguise. Weet jy die meeste van jouself af. Jy weet wat op die oomblik in jou hart leef. Waar jou uitdagings lê, waar jou teleurstellings is. Daar waar jy seer het, daar waar jy gebroken is. Wil jy gaan vir 'n oombliekie soontoe? Gaan voel dit. As jy dit voel, wil ek hê jy moet die volgende hoor. As God se stem wat met jou praat en vir jou sê, my genade, my liefde, my omgee, my troos, gee ek vir jou. Is saam met jou. Ek is hier vir jou.